Ek wil hê julle moet weet dat wat my oorgekom het, die verkondiging van die evangelie bevorder het. Sulke wonderlike woorde. Wat Paulus oorgekom het, is dat hy gevang is, dat hy in die tronk is, dat hy geboei is, dat hy alles verloor het. Wat Paulus oorgekom het, is dat hy in die tronk sit en 'n wag aan hom vasgeboei is. Paulus sê, dis wonderlik dat ek in die tronk sit. Want hierdie wagte wat my moes oppas, het almal van Jesus gehoor. Elke 8 ure kom 'n nuwe wag. Vir 8 ure lank kan hy nie wegkom nie. Vir 8 ure lank kan ek vir hom van Jesus vertel. Dis nou die definisie van 'n captured audience. Paulus sê, moenie my jammer kry dat ek in die tronk geëindig het nie. Moenie my jammer kry dat ek swaar kry nie. Moenie my jammer kry dat dit met my sleg gaan nie. Nou, tronk in daai tyd was nie 'n lekker plek gewees nie. Paulus sê dit het gehelp om die evangelie uit te dra. Dit my en jou manier van lewe ook. Wil jy moet weet wat my oorgekom het en die verkondiging van die evangelie bevorder. Wil jy moet weet my siekte en die verkondiging van die evangelie bevorder. Wil jy moet weet my egskeiding. Wil jy moet weet my werksverlies. Wil jy moet weet my siekte. Wil jy moet weet my pyn. Die verkondiging van die evangelie bevorder. Wil jy moet weet dat my hospitaal bly die evangelie verkondiging van die evangelie bevorder, want die susters het gehoor. Die mense wat saam met my in die bed is, het gehoor. Wil jy moet weet dat my egskeiding die evangelie die verkondiging van die evangelie bevorder, want die prokureurs het gehoor en die regter het gehoor. Wil jy moet weet my werksverlies die verkondiging van die evangelie bevorder, want die mense het gehoor. Wat met my gebeur het, is nie lekker nie. Maar het my in plekke gesit en in aanraking met mense gesit wat ek andersins nooit sou by uitgekom het nie. En dit het die verkondiging van die evangelie bevorder. Ek wil hê jy moet weet wat my oorgekom het. Die verkondiging van die evangelie bevorder. Wat gaan jou vandag oorkom? Wat gaan vandag met jou gebeur? Gaan jy die geleentheid raak sien? Here God, dankie dat jy altyd by ons is. Selfs al eindig ons in die tronk. Selfs al kom slegte goed ons oor. Selfs al val ons lewe in duie. Maar te midde van die slegte goed wat gebeur, ons U kan ervaar, ons kan weet U daar is, en daar steeds vir ons geleenthede is, om die evangelie te verkondig. Leer my, help my om so te lewe, dat ek kan getuig, dit wat my oorgekom het, en die verkondiging van die evangelie bevorder. Amen.